Goeiemiddag almal, gaan dit met julle? Ja, dis lekker herfsweer, né? Ja. So, kom ons sluit die oë, dan bid ons eers en dan gaan ons sing. Kom ons sluit die oë. Hemelse God en Vader, dankie dat U ons ook weer vandag versorg in so baie opsigte. Ons is U kinders en U het ons geskape. U sorg vir die skepping. U gee wat U wil is, ook wat die weer betref, vandag koud en bewolk en reën. Ook dit kom uit die Vaderhand. Daarvoor dank ons U. En ook ons dankie dat ons vanmiddag by die kerk mag wees. Gee ons 'n mooi middag, Here. Leersaam, opbouend en veral ook tot U eer wees. Met die wat nie hier kan wees nie, Here, verhoor ons gebede. Ons vra dit enkel uit genade om Christus ontwil. Amen. Ons sing Psalm 87 vers 4. Kom ons sing Psalm 87 vers 4. Dit gaan oor dat die Here mense uitkies om hulle te red. Hy kies hulle uit selfs uit die allerverste land. Kom ons sing 87 vers 4. O almal nou tot nuwe heil verkore, sal kom selfs uit die allerverste land. Al sien God hou die moederstad in stand, en jubel die is daar gebore. Goed, Heinrich, Jair, mooi. Marius, ja, Albert, gaan dit met jou voet? Ok, spring nie weer in poele in die natuur nie, né? Eers kyk waar daar aangaan. Armand, ja, Zonika, ja, en Werner, goed so, Stian is afwesig. En Carmen, ja, is ook hier rond. Margo, okay. Kobus is daar. Berend is hier. Junel, goed so. Thomas, ja. Aniek, ja. Annika is ook hier. Heno, ja. Saskia, ja. Henry, ja. Eben, so die Grete, ja, waar was jy laasweek? Gradeplegtig. Julle moet net afmeld as julle nie kan wees nie. Christen kan nie kom nie, ok. Goed, dankie mense. So, kom ons kyk 'n bietjie. Voordat ek vergeet om dit aan julle te vertel, volgende week is daar geen katekisasie. Dit is, dink ek, vir die skole ook 'n vakansieweek, of nie? So ja, ongelukkig sal julle moet uitmis op die katekisasie ook. Volgende week sal daar geen katekisasie wees, die 30ste April nie. Oor 2 weke, die 7 Mei, sal daar wel weer katekisasie wees. Goed, het ek vir julle gevra om die stellings te leer? Nee. Ken julle al die stellings?
Seker? Wel. Kom ons doen gou hierdie uit. Heinrich. Wat was die eerste stelling van die remonstrant, Heinrich? Kan jy onthou? Ekskuus? God kies mens en die moet glo nie maar so kan. Dis reg, ja. Die remonstrant het gesê God kies mense op grond van vooruitgesiene geloof, maar ons sê God beloon die mense nie, maar hy kies hulle sodat hulle kan glo. En wat was die tweede stelling van die demonstratie? Christus is ja, dis wat hulle gesê het. Dis ons Bybelse antwoord daarop. Dis kragtig om te betaal, maar net sê Christus gered. Ja. En dan wat was die derde stelling van dit? Ja, mense wil is slegs gedeeltelike daar, nee, wat is ons Bybelse antwoord daarop? Ja, om skep of nee. Goed. Kom ons kyk gou na die preekverslae. Stiaan sou die preek op Goeie Vrydag doen, maar nou is hy helaas nie hier nie. Carmen, jy sou die preek op Paasoggend doen, né? Sal jy gou vir ons vertel? Dit was vir my 'n broersmaak van my skool. En die skriflesing was 1 Korintiërs 15 vers 12 tot 23 en dan die teks was vers 29. En dan die eerste punt was ons belydenis vir Christus wat waarlik opgewek is. En dan die tweede punt was die gevolg van die belydenis wat dit vir ons beteken. Was daar ook 'n tema? Jy het net die punte gevind. Lees gou weer vir my die punte. Die eerste een was ons belydenis vir Christus wat waarlik opgewek is. OK. En dan die tweede punt was die gevolg van die belydenis wat dit vir ons beteken. OK, goed. En wat het jy geleer? Nie net die Here hoor Christus nie, maar dink ook aan die opstanding van jou eie liggaam van Christus deur te lewe. So, baie dankie. Goed, so dit was die oggenddiens, né? Dan gaan ons nou na die aanddiens en dit was Margo, né? Goed. Ek was wel nie in
dan tekstgedeeltes soos wat die minister vroeger gehad het was Lukas 22 vers 33 tot 49. Die tema was ons Heiland spreek lewenswoord in sy sterwenslied. En die klip met die God, hierdie lewenswoord is 'n woord vir die alledaagse lewe. Die tweede punt was, hierdie lewenswoord is 'n woord vir die opgang na die ewige lewe. As ek reg onthou, was dit 'n preek van Dominee Maurits Boersema. En het jy iets geleer? Niks geleer nie. So lank preek. Ja, ek het onthou nie, ek was fisiek gewees. Okay. Maar dit was 'n preek van Dominee Erik. Wat hy op Goeie Vrydag gehou het. Ja. Is jy weer beter? Ja, ek was net die beste gewees. Okay, goed. Dankie. Kom ons gaan verder. So, Berend, jy het die oggend gedoen, hè? Vertel. Die skrifte, Lukas 24 vers 1 tot 35 en Markus 16. Die teks is Markus 16 vers 9 tot 18. Die tema is die opstandingsboodskap breek deur die wolke van ongeluk. Daar is eintlik wel nie punte gewees nie. Wat ek al geleer is, God gebruik gewone sondige mense om sy woord na die heidene uit te stuur. Mens maak maklik die fout om te sê dat jy nie die evangelie kan uitvind nie, omdat jy nie geleerd is nie. Maar deur net te getuig van jou geloof op 'n daaglikse basis kan jy die saadjie in iemand se lewe plant en daarvandaan sal God dit so lei volgens sy raadskoot. Baie mooi, dankie. So dit was Sondagoggend, Paasoggend, en dan gaan ons vervolgens na die aand toe. Thomas, was dit jy? Goed, vertel vir ons. Dominee van Alton, lees van Titus 2 van 15. Teks was in het vers wat ek gister Sondag met verder. Die tema was die reddende genade leer ons die weg van die selfverdoening. So wat ek geleer het is dat hy baie klem gelê op die gesonde lewe wat ons altyd respekteer en eer bewys in ons gesonde lewe, om 'n gesonde lewe te leef. En dat ons ook die instrument van die gesonde lewe is dat ons ook die vrugte van die Gees uitleef. Goed, dankie. Sê vir my, Sondag 49, oor watter bede van die Onse Vader gaan dit? Derde bede, laat U wil geskied. Dis heeltemal korrek, ja. Laat U wil geskied in die hemel net so ook op die aarde. Goed, baie dankie mense, ek waardeer. Ons gaan verder met die katekisasie. En ons het gekom by Doxelerios hoofstuk 5 as ek dit reg het, nee. Is ons deur al daardie afskuwelike dwalings. Hoe kan julle kan onthou? Ek dink ons is. So dan gaan ons nou na die 5de hoofstuk toe. Van die Doxelerios, julle kan maar daar opsoek.
Nou, voor ons met die 5de hoofstuk begin, kom ons kyk net gou na die stelling wat die remonstrante gemaak het. Die laaste hoofstuk in daai remonstrantes dokument is hoofstuk 5 en daarin maak hulle die stelling uitverkorenes kan weer afvallig raak. So skryf dit maar bo daai hoofstuk somewhere in julle boekie. Hierdie stelling van die remonstrante. Uitverkorenes kan weer afvallig raak. Goed, nou, wat dink julle hiervan? Hoe gaan ons hierop antwoord? Wat sê die Bybel hieroor? Uitverkorenes kan weer afvallig raak. Voordat ons die hoofstuk begin lees, wil ek julle net gou wys op onderskeid tussen twee woorde. Die eerste woord is geroepenis. Dit is basies beteken dit daardie mense wat geroep is. En die tweede woord is uitverkorenes. Dit beteken daardie mense wat uitverkies is. Nou, dit is belangrik om tussen daai twee op te onderskei, tussen geroepenis en uitverkorenis. Wie is geroepenis? Dit is die mense wat die Here geroep het om deel van sy kerk te wees. Hulle is of gebore in die kerk en gedoop, of hulle het nog later lid van die kerk geword. Hulle is geroep om deel van die kerk te wees, hulle is geroep om deel van die verbond te wees. En hoe word jy in die verbond ingewyf? Deurdat jy gedoop word, of as kind, of as volwassene word jy gedoop, dan word jy deel van die verbond. Dan is jy geroep te wees, om deel te wees van sy kerk, van sy kudde. Okay. Geroepenis is nie identies met uitverkorenes. Of die groep geroepenis en die groep uitverkorenes is nie identies nie. Daar is 'n onderskeid. Nie almal wat geroep is uitverkies. Ja. Die Here Jesus het op 'n stadium vir die Fariseërs gesê, baie is geroep, maar min is uitverkies. Dit het die Here Jesus self gesê. Baie is geroep, maar min is uitverkies. So, op aarde maak die Here kudde bymekaar, né? Sy skape, bring hulle in sy kerk bymekaar, in sy veilige kraal, maar ongelukkig is daar skape wat of wegdwaal of weggeroof word. Dit gebeur, né? En daarom is nie alle geroepenis ook uitverkorenes. Wat wel so is dat alle uitverkorenes ook geroepenis. Okay, so jy word gered, jy word uitverkies, deur die weg van dat jy eers geroep word, om deel van die kerk te wees en om daar die evangelie te hoor en te groei in jou geloof. Ja? Maar 'n mens wat geroep word en wat lid van die kerk word maar wat nie groei in sy geloof nie, maar wat hom eerder verset, wat rebelleer teen die geloof en
en later uit die kerk uitstaat, so 'n persoon was al geroep om uit te kies. Okay, verstaan julle? Dis 'n belangrike onderskeid, ja? So ons sê op grond van die Bybel, daar is geroepenes wat afvallig kan raak, maar daar is nie uitverkorenes wat afvallig raak nie. Ja? Soos die Here in Filippense sê, as hy met jou 'n goeie werk begin het, dan sal hy dit voltooi tot die einde. Dit is ook vir ons 'n troos. Ja? As ons sien die Here het 'n goeie werk in ons begin, laat ons net altyd by hom bly, by hom skuil, alles aan hom verwag, dan sal dit regkom in die toekoms. Dan hoef ons nie bekommerd te wees dat ons afvallig sal raak, dat ons dalk nie uitverkies is nie. Solank ons by ons Heiland bly, sal dinge regkom. Dit is die versekering wat ons kry van die Here in sy woord. Ok, so dit net as 'n algemene raamwerk, dit wou ek eers vir julle genoem het. Kom ons gaan nou om hierdie hoofstuk te lees. Is alle mense dan eintlik geroep? Nee, nie almal word geroep nie. Daar is, Maar almal wil daar is mense wat nie die evangelie hoor nie. Ja. So, dit is hartseer, maar dit is so. Ja, nie almal is geroepe nie. Ja. Goed, hoofstuk 5 gaan oor die volharding van die heiliges. Wat is volharding? Uithou vermoë. Dit is volharding, nee. Wie van julle het al die 3000 meter gehardloop? Steek julle hande op. Hier en daar. Hoeveel rondes is die 3000 meter? Skees? 8. Hang af hoe groot die baan is, nee. Ek dink 'n groot baan is dit 5 keer. En die 800 meter, hy is 2 keer, nee. En die 1200 meter is 3 keer. Ja. Hardloop julle nog die 3000? Is hy afgeskaf? Is te kwaai. Maar die 1200, hy bestaan nog, of nie? In die laerskool, ja. So ek onthou, ek het vroeër 800 en 1200 gehardloop, en miskien ook 'n keer die 3000. Maar kom ons sê die 1200, wat is die moeilikste ronde? Natuurlik die laaste ene. Dit is gewoon die moeilikste, want jy is baie moeg en jy besef jy sal nou vinnig moet hardloop, anders gaan jy jou laaste wees. So ja. Maar as jy dan, daar hardloop, dan dink jy soms, sal ek nou maar ophou. Sal ek maar net stop en begin te loop, uit die baan uitklim. Ja? Dan probeer jy jouself motiveer, volharding, nee. En as jy hoor, hulle skreeu van die paviljoen af, dan kry jy 'n bietjie moed, dat hulle jou aanmoedig. En as jy om die laaste draai kom, dan sien jy daar se einde, jy sien die wenstreep. Dit gee vir jou ook 'n bietjie moed, né? Al is jou bene hoe lam, dat jy tog maar aangaan tot daar. So is ons lewe ook as gelowiges, dis 'n wedloop, en dis nie soos 'n 100 meter, laat jy vinnig sprint en dan is dit verby nie, dis 'n lang wedloop, dis 'n 3000 of meer meter, né? En ons moet kan volhard, ons wil moed opgee, ons wil tou opgooi, né? Ja. Toe ek jonk was daar een meisie in Suid-Afrika wat vir Olimpies gehardloop het. Haar naam was Zola Butt, wie het al van haar gehoor? Dis lank gelede. Maar sy was baie goed. En op die laaste ronde, toe steek sy die persoon wat op daai stadium voorgehardloop het verby. Dit was 'n Amerikaanse vrou, Amerikaanse meisie. En jy kon sien, daai Amerikaanse meisie was jaloers, het nie daarvan gehou nie, en sy het toe vir
Saulebat getrip. Soos wat sy verbykom, toe trip sy hom. So toe val Saulebat dan neer, toe begin sy te huil en toe sy uit die wedstryd uit. Wat natuurlik baie erg was en dit was nie haar skuld nie. Nou wat sou ons gedoen het? As ons dit nou toepas op ons lewe as 'n Christen, as so iets met jou gebeur, wat doen jy? Volharding sê, jy staan op en jy hardloop aan tot die einde. Nee? Jy laat jou nie onderkry nie. Nou ek het baie begrip gehad vir daai meisie. Ek dink daar was toe nog 'n regsaak wat haar uiteindelik vrygeskeld het en die ander een skuldig verklaar het. Maar anyway, dit gebeur nie altyd in die lewe dat mense wat jou potjie dat hulle gestraf word nie. Hulle gaan soms vry uit, maar jy moet weer opstaan en aangaan, né? En die Here sal jou daarvoor die krag gee. Die Satan gaan baie keer jou laat probeer struikel in jou wedloop, né? En soms gaan hy dit regkry dat jy daar sloeg op die gras. En dan moet jy opstaan en tog weer aangaan. Soms lag die mense as hulle sien hoe jy val. Maar jy staan op en jy gaan aan. Dit is die volharding. Vertrouende dat die Here jou die krag sal gee tot die einde. Goed, so dit word met daardie woord volharding bedoel. As jy daai woord hoor, dink aan die atletiek. Die 1000 of 3000 whatever meter. Goed, ons praat nog nie eers oor die marathons nie. Hoeveel is 'n marathon? 40 km of so, nee. Dis eers 'n nagmerrie. Miskien moet ons lewe as 'n Christen eerder daarmee vergelyk. OK. Kom ons lees paragraaf 1. Weerens sal jy begin asseblief. Hulle wat God volgens sy voorneme tot die gemeenskap van sy Seun, ons Here Jesus Christus, roep en deur die Heilige Gees wederbaar verlos hy behalwe van die heerskappy en slawerny van die sonde. Tog verlos hy hulle in hierdie lewe nie, heeltemal van hulle bedorwe natuur en bestaan nie. Dankie. Goed, so hierdie is 'n realiteit check. Ons is verlos deur Jesus Christus, ons is bevryde mense. Halleluja, dank vir die Here. Maar die realiteit is, ons is in hierdie lewe nog nie verlos van ons bedorwe natuur nie. Ons kan nog siek word, ons kan nog sondig, ons moet uit vergewing lewe, ons kan nog swaar kry. Ons is nie meer slawe van die sonde nie, ons kan nog struikel. Dis 'n realiteit, ons moet daarop voorbereid wees, né? Jy kan nie as jy hardloop en jy struikel vir die Here sê, ag nee Here, hoekom moes ek gestruikel het? Dit was mos nie wat U gesê het nie. Die Here waarsku ons in die skrif, né? Daar gaan nog beproewinge op ons pad kom. Dan die tweede paragraaf. Sal jy hom lees? Hieruit ontstaan die daaglikse sondes van swakheid, en selfs die allerbeste werke van die heiliges is nog gebrekkig. Daarom moet hulle voortdurend vir God bemoedig, hulle toevlug tot die gekruisigde Christus neem. Die sondige natuur langer hoe meer doodmaak, deur die gees van die gebed en heilige geloofshandelinge, en vurig na die bereiking van die volmaaktheid verlang. So moet hulle volhard totdat hulle losgemaak van hierdie sterflike liggaam met die lam van God in die hemel regeer. Baie dankie. So ons het nog te maak met ons daaglikse sondes en swakheid. Ons allerbeste werke is nog gebrekkig. Dis ook 'n nederige opmerking. Ons beste werke is nog gebrekkig. Dit maak ons nederig, dit verootmoedig ons, né? Ons moet elke dag ons toevlug neem tot die gekruisigde Christus. Ons bedorwe natuur al hoe langer doodmaak. Ons mag uitsien dat daar eendag bevryding kom, losmaking van die sterflike liggaam, en dan mag ons saam met Christus regeer in die hemel.
hy die lam van God. Goed, al hierdie is vir ons nie onbekend nie, dis bekende feite, nee. Nou die derde paragraaf, wil jy hom lees, Armand? Vanweer hierdie oorblysel van die inwoners sonde en ook vanweer die aanvalle van die wêreld en die Satan kan die bekeerdes nie in hierdie genade bewaar as hulle aan hulle eie kragte oorgelaat was nie. Maar God is getrou. Hy barmhartigheid bekragtig hy hulle in die genade wat eenmaal aan hulle gegee is, terwyl hy hulle ook tot die einde toe kragtig daarin bewaar. Baie dankie. Ja, so ons kan nie volhard as ons aan onsself oorgelaat is nie. Die rede daarvoor is, daar is nog sonde wat in ons woon, en daar is die wêreld en die Satan wat ons nog aanval. As ons aan onsself oorgelaat sou gewees het, sou ons nie volhard het nie. Dan sou ons dalk wel geroep gewees het, maar nie uitverkies nie. Maar God is barmhartig, en hy gee die genade dat ons tot die einde bewaar word. Nou gaan ons na die 4de paragraaf, Annika. Baie dankie. So, die droewige val van Dawid en Petrus, waarna word verwys met die droewige val van Dawid? Waarna word verwys Eben? Byvoorbeeld, nee. En die droewige val van Petrus, Werner, waarna word verwys? Dat Jesus verloon het, nee, dankie. So, die mag van God is baie groot, sy genade is baie groot. Wat van ons verwag word is om voortdurend te waak en te bid. Ons moet voortdurend waak en bid. Dan sal dit goed gaan. As ons nalaat, as ons 'n dag vergeet om te waak en te bid, dan gebeur met ons wat dalk byvoorbeeld met Petrus en Dawid gebeur het. Dan val ons baie diep. Uit genade het die Here ons hulle weer opgetrek, né? Die Here sal ons ook hopelik baie genadig wees. Maar die Here maak dit vir ons moontlik om te volhard. Hy gee vir ons, né, die olie dat ons lampies van geloof brandende kan bly. Hy gee daai olie vir ons, en nou sê hy net, gebruik dit. Ek gee dit gratis, gebruik dit. As jy dit nie gebruik nie, dan is daar 'n probleem, né? So hy maak dit moontlik, hy stel dit beskikbaar. Goed, dan die 5de paragraaf, Aniek.
deur opreg te berou op die reg van die gesprek. Baie dankie. Het julle al ooit daai gevoel gehad dat jy vir 'n tydjie gevoel het ek het nou die genade verloor? Ons voel soms so iets, nee, as ons nie op 'n goeie plek is in ons lewe nie. Dan voel ons, ek weet nie of die Here ons nou nog genadig kan wees nie. Nee? So was dit met Dawid en Petrus, nee? En met, soos hier staan, hulle grove sondes. Dat hulle gewete baie ernstig verwond het. Hulle het geweet hulle doen verkeerd, tog het hulle dit gedoen. So verloor ons soms die besef van genade. Gelukkig laat die Here sy vaderlike aangesig weer skyn en help ons deur opregte berou om op die regte pad terug te keer. Nee, die Here het vir Dawid gehelp om tot berou te kom. Hoe het hy dit gedoen? Hy het vir hom, hy het 'n profeet na hom toe gestuur, profeet Nathan, om hom te konfronteer met sy sonde. En so het die Here gehelp dat hy weer tot berou kom. Hoe het die Here vir Petrus gehelp om tot berou te kom? Wat het die Here vir Petrus gestuur? Skus? Ja, maar daarvoor het die Here nog iets vir Petrus gestuur. Ja? Korrek, die Here het 'n haan gestuur wat kraai. Toe onthou Petrus, né? Toe het hy baie groot berou. Goed, dan die 6de paragraaf. Carmen? God wat oneindig barmhartig is, neem dit die onveranderlike besluit van die uitverkiesing. Sy Heilige Gees nie heeltemal van sy eiendom weg nie. Selfs nie in hulle jammerlike sondeval nie. Hy laat hulle ook nie so diep val dat hulle uit genade van die aanneming en uitstel van die regverdiging uitval nie. Ook laat hy nie toe dat hulle die sonde tot die dood of teen die Heilige Gees begaan nie. Heeltemal deur hom verlaat, hulle self in die ewige verderf stort nie. Dankie. Baie genadige paragraaf. Soms val ons baie diep. Elkeen ervaar dit soms, né? Dat ons dalk agteraf wonder oor onsself, hoe kon ons dit gedoen het? Hoe kon ons hier uitgekom het? Val ons diep. Maar as ons dan terugkyk, dan kan ons die Here dank dat hy gekeer het dat ons nie so diep geval het dat ons tot ons dood geval het, dat ons uit die genade uitgeval het nie. Dis 'n groot voorreg, né? Hy keer ook dat ons nie die sonde teen die Heilige Gees begaan. Nou, wat is die sonde teen die Heilige Gees? Julle het ongetwyfeld al daaroor nagedink. In kort net die volgende, dis nie 'n enkelmalige sonde nie, dit is 'n baie doelbewuste oor en oor herhaling van die sonde. Al weet jy dis verkeerd, al is jy gewaarsku dat jy aspris is en sê ek gaan gewoon aan met hierdie sonde, ek worry nie. Ek worry nie wat God oor my dink nie, ek doen wat ek sal. Ja. So sonde teen die Gees is om by herhaling te kies vir die verkeerde rigting en in daardie rigting voort te gaan en te volhard. Wat is die werk van die Gees in jou? Die Gees woon in jou en hy vernuwe jou, né? Hy vorm jou gewete dat jy weet wat's verkeerd en reg, goed en kwaad en hy leer jou dan om daarvolgens te lewe. Dis die gawe van die Gees, dit ontvang ons, né? Hy werk in ons. Sonde teen die Gees is dat ons daar teen inwerk. Die Gees vorm ons gewete, ons draai ons gewete nek om. Ons doen net wat verkeerd is en ons noem wat reg is verkeerd en wat verkeerd is reg. Ons gaan in daai koers. Nee, ons
stuur ons nie aan wat die Gees in ons lewe doen nie. Ons wil ontslaa raak daarvan. So dit is sonde van die Heilige Gees, né? As jy die Gees wat in jou werk totaal uit jou lewe begin te verban. Dan sê die Here op 'n stadium, ek het lank met jou geduld gehad, maar jy het by herhaling my genade verwerp, nou laat ek jou aan jouself oor. En dan neem die Here sy Gees weg van iemand, en dit is baie ernstig, né? Dit is die ergste straf wat jy kan kry, as die Here iemand aan homself oorlaat, dat hy maar sy gang kan gaan, dit is die ergste straf. Want dan is jy in 'n vrye val, dan is daar niemand wat jou weerkeer. Goed, so dit is die sonde teen die Gees, en genadiglik bewaar die Here ons daarteen. Kom ons gaan nou na die 7de paragraaf toe. Saskia, nee. Wanneer hulle sy gesonde behoort word eerstens in hulle sy aangegankelde saak waar hulle weergebore is, so dit nie uitgegaan of vernietig word nie. Ten tweede vernietig hy hulle deur sy woord en die Gees seker en kragtig voorberei. Die gevolg is dat hulle oor die sondes wat hulle gedoen het, van harte en volgens die wil van God berou het, en deur die geloof met 'n gebroke hart vergifnis in die bloed van die middelaar begeer en verkry. Sodat sê hulle weer die genade van God, wat nou met hulle versoen is. Deur die geloof in hom eerbiedig, hulle sal ontfermen, en daarna 'n groter ywer hulle eie heil met vrees en lewing uit te werk. Baie dankie. Goed. Die Here bewaar ons, dit is basies waar hierdie paragraaf oor gaan, hè? Hy bewaar ons by ons wedergeboorte, ons tweede geboorte. Wedergeboorte in die Bybel word ook vertaal as geboorte van bo af. So, dit is die nuwe lewe wat die Heilige Gees van bo af in jou bring. Geboorte, jou aardse geboorte is dat jy uit jou ma gebore is, jy kry hierdie lewe, né? Geboorte, weergebore is geboorte van bo af. Die Heilige Gees laat jou weergebore word in 'n nuwe, ewige lewe. En dit bewaar God in ons, al is ons dikwels al starrig en opstandig. Goed. En so mag ons agterkom dat ons van harte berou kry. Dat ons 'n gebroke hart het. Alles is genade. Kom ons gaan na paragraaf 8 toe. Ja. As dit van hulle afhang het, kon hulle dit nie alleen maklik gebeur het, maar sou dit ongetwyfeld ook gebeur het. Want omdat dit van God afhang het, kan dit glad nie gebeur nie. Immers, sy wil kan nie verander, sy belofte kan nie verbreek, die roeping na sy voorneming kan nie herroep, die verdienste, voorbereiding en bewaring van Christus kan nie kragteloos gemaak word nie, net so min as die voorsiening deur die Heilige Gees. Baie dankie. So 'n eerlike erkenning, as dit van ons afgehang het, dan sou ons wel uit die geloof en uit die genade uitgeval het. Dit sou ongetwyfeld ook gebeur het soos hier staan, hè. Maar gelukkig hang dit nie van ons af nie, maar van God hang dit af. En daarom bewaar hy ons. Danksy die verdienste, voorbidding en bewaring van Christus. Dit is wat ons red. Die 9de paragraaf. Ja? Die gelowiges kan seker die bewaring van die uitdagings vir die swakheid en van die volharding van die nodige beleids. Hulle het hierdie eer sekerlik volgens die maat van die Here
dankie. So, hier is woord wat 2 keer hier terugkom, en dis die woord sekerheid. Kan hom onderstreep. Die gelowiges kan sekerheid hê. Die remonstrante het geredeneer, 'n mens op aarde, al is hy uitverkore, kan nooit sekerheid hê nie. Want jy weet nie dalk of jy op die laaste dag van jou lewe nog afvallig sal raak nie. Hoe weet jy of jy tot die einde toe, né? Jy weet nie. So, jy gaan nooit sekerheid hê nie. Daarenteen sê ons, op grond van die Bybel, ons kan sekerheid hê, want dit hang nie van ons af nie, maar dit hang van God af. Ja? En God se werk sal nie gekeer word nie. So, solank ek op God vertrou, dan het ek sekerheid. Sodra ek by hom wegloop, het ek nie meer sekerheid nie. Maar solank ek op hom vertrou, dan is daar wel sekerheid oor my toekoms. Dit is die pragtige boodskap, die troos hierso. Ok, dan gaan ons nou na die 10de paragraaf toe. Ja. Hierdie sekerheidsplek is nie woord in enige besondere openbaring of buite die woordbos vind nie, maar uit die geloof aan die beloftes van God wat hy in sy woord waar beveel tot ons troos geopenbaar. Uit die getuienis van die Heilige Gees, hierdie Gees getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is, en omdat ons kinders is ons ook erfenis. Naast ons uit die ernstige en heilige strewe na goeie gewete en goeie werke. As die uitverkorenes van God in hierdie wêreld nie as getroos het dat hulle die oorwinning sal behou en hierdie onvragbare van die heerlikheid sou besit nie, sou hulle die ellendigste van alle mense wees. Baie dankie. So hierdie paragraaf vra die vraag, waar kry jy nou daai sekerheid? In die eerste plek, jy kry daai sekerheid nie uit 'n besondere openbaring nie. Ok, wat word daarmee bedoel? Dit is nie so dat as jy nou vanaand gaan slaap en in jou slaap droom jy dat die Here aan jou verskyn en die Here sê, ek het jou uitverkies, Kobus. Of Heinrich, ek het jou uitverkies. Die Here gee vir jou 'n visioen en vanaf daai oomblik is jy seker jy is uitverkies. Ja? Dis nie hoe die Here werk nie, né? So hy gee nie enige besondere openbaring nie. Wat gee hy? Hy gee sy woord, staan hierso. Dis wat hy gee. En jy kry sekerheid as jy glo in die beloftes wat in sy woord staan. Hy sê daar is in die woord baie beloftes geopenbaar tot ons troos. Dis wat hier staan. Ok. So dis hoe ek en jy sekerheid kry. Maak jy Bybel oop, lees daai beloftes en glo dit, sê die Here ook vir my. Nou praat die Here met my en hy gee my sekerheid. Wat 'n voorreg, né, dat ons dit mag weet. Mense wat wag vir 'n besondere openbaring, hulle wag dalk hulle hele lewe lank en hulle kry dit nie. Ander kry dit dalk en hulle raak hoogmoedig, of hulle dink hulle kry dit, maar hoe weet hulle dit was die Here wat met hulle gepraat het? Dalk was dit 'n bose gees wat met hulle gepraat het. You never know. Maar in die woord praat die Here wel met ons en gee hy die sekerheid. Goed. So moet nie die woord in jou lewe wat sou ek sê, 'n toeboek hou nie. Moet nie dat die Bybel toebly. Laat hom elke dag oopgaan, want dan kry jy elke dag die sekerheid. Goed. Enige vrae, mense? Dan wens ek julle baie sekerheid toe vir die voorkomende week. Ons mag dit hê, né? Die Here skenk dit aan ons.
as ons elke dag sy woord oopmaak. Ek gaan net nog vir julle gou die preekverslae uitdeel. Ons het nou twee weke, so Sondag, wat aankoms is, so ons kan dit dan ook so doen. Kom ons kyk, Kobus, sal jy die oggendpreek doen nou Sondag? Dankie. En dan vra ons vir Anniek om die aandpreek te doen nou Sondag. En dan die Sondag daarna, dan praat ons oor die 4de Mei. Annika, sal jy daai oggendpreek doen asseblief? En dan Heno, sal jy die aandpreek doen? Okay. Dan kyk ons net gou na Maranatha. Heinrich, sal jy die oggend doen? 30. Nee, nie 30 nie. Wat is dit nou alweer? 27 Oktober. Skees? Ja, nou Sondag, ja. En dan Werner, sal jy die aand doen? Um, 27 Sondag 27 Oktober. Jonel, sal jy die oggend doen, 30? Nee, wat was dit ook alweer? 4 Mei, ja. Eben, sal jy die aand doen? Dankie, op die 4de Mei. Dit is die Katuti. Askees, vra iemand iets? Goed. Dan ek net gou hier kyk. Dan wil ek vir Berend vra om volgende keer te dank. Dis dan oor 2 weke, né? En as ek dit reg onthou, sal Jonel vir ons nou dank, né? Baie dankie. Mense, julle moet julle vakansie geniet en dan sien ons mekaar hopelik weer oor 2 weke. Dis nou behalwe vir die Sondag. Kom ons sluit die oë. Dankie dat u ons ook vanmiddag hier by die kerkgeselskap by mekaar gebring het. Dankie dat ons ook weer meer van u en uw woord mag leer. Zodat u ons ook help om toe te pas en in ons harte werk, dit wat ons ook geleer het. Wees asseblief met ons vat hierdie dag, wat ook ons van u, ons sal ons sorg en ons gesin en veilig naam toe huis terugbring.
besef nie altyd wat ons aan ons verkeerd doen nie, Here. Maar help ons ook om dit raak te sien en om tot om met U weer stry. Want ons weet ons het nie uit ons eie kan doen. Ons vra dit in U naam. Amen. Baie dankie, totsiens julle.